Die profeet Haggai konfronteer vanmôre ons prioriteite met 'n dringende vraag van die Here af. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in puin lê? Dit is 'n roepstem om op te hou bou aan ons eie koninkryk en ons harte rig op dit wat vir God saak maak. Waar ons dikwels in geestelike droogte leef, weens ons eie selfsug, kom soek ons nou die Here se genade. fotum en die seëngroet en daarna sing ons saam Psalm 475 Allerhoogste Hemelvader terwyl ons looprys sing. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. 'n Lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Ons rig ons oë vandag op die erfenis wat in die hemel vir ons in stand gehou word, wat nooit kan vergaan, besmet word of verwelk nie.
As gelowiges word ons hierdie krag van God bewaar vir die redding wat gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word ons ryklik geskenk van God die Vader, wat ons roep om sy koninkryk eerste te stel. Dit kom van Jesus Christus, die opgestaane Here, wat ons lewende hoop is. En dit word in ons harte vermenigvuldig deur die krag van die Heilige Gees, wat ons bewaak en versterk. Amen. Dink ons oor die tema as vergifnis geen einde ken nie. Ons staan vandag ook opnuut voor die radikale eis, die eis van God se koninkryk, wanneer Petrus vra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy teen my sondig? Tot 7 keer? Ons almal hou net soos Petrus daarvan om perke te stel. Ons hou glad nie daarvan as iemand ons op ons eie tekortkominge wys nie, en om self ons vergifnis te vra, om selfvergifnis te vra, is dikwels een van die moeilikste dinge vir ons om te doen. En daarom word ons harte maklik hard, net soos die persoon in die gelykenis wat self pas van 'n onbetaalde hoeveelheid skuld kwytgeskel is, maar uitloop en iemand wat hom 'n klein bietjie geskuld het, aan die keel gryp en skree, betaal wat jy my skuld. Ons bely vandag dat ons dikwels presies so optree. Ons hou rekord van mekaar se foute en weier om genade aan mekaar te betoon. Terwyl die Here Jesus ons herinner aan ware en voortdurende vergifnis. Moses, moes jy nie ook jou medeslaaf barmhartig wees, soos ek barmhartig is, en vra Jesus. Jesus antwoord vir Petrus, en vandag ook vir ons, ek sê vir jou, nie tot 7 keer nie, maar tot 70 maal 7 keer. Hierdie opdrag herinner ons daarom, dat ware vergifnis eintlik geen einde ken nie. Vra van ons die pynlike pad wat ons moet loop, om verhoudings te herstel en genesing te vind. Al verander ons vergifnis nie noodwendig die verlede, die situasie of die persoon wat ek vergewe nie, bely ons vandag dat God se vergewensgesindheid my wat vergewe verander. Vergifnis bevry ons en maak ons los van bitterheid, sodat ons in die lig van die ewige lewe kan leef. Laat ons daarom ons harte voor God oopmaak en mekaar van harte vergewe,
sodat ons self in die vryheid van God se vergifnis en liefde kan leef. Amen. Bly net so sit, dan bid ons 'n skuldbelydenis saam. Hemelse Vader, ons harte is dikwels stadig om te vergewe en vinnig om rekord te hou van die pyn wat ander ons aandoen. En daarom bid ons nou om die kragtige werking van die Heilige Gees terwyl die woord vir ons oopgebreek word. Heilige Gees, vernuwe ons denke sodat ons nie net hoorders van hierdie opdrag sal word nie, maar ook daders van die vergifnis 70x7 keer. Dring deur ons selfsugtige harte en wys ons waar ons selfgenesing en herstel nodig het. Laat die woord vandag lewendig word in ons harte, sodat die barmhartigheid helder sal weerkaats. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Die tema van môre is 'n baie ongemaklike tema. Ek herken dit. Ek en van my kollegas maandagooggend dan Benito hierdie teks oopmaak en hieruit lees het ons oor verskeie goed gepraat. Maar hierdie een ding het my bly voor die kop slaan. En dit het uiteindelik beteken dat ek daaroor nagedink het en ook hierdie preek daaroor geskryf het. Waarskie, dis ongemaklik. Want hier staan, is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê. Ek wens ek kon vir ons elkeen eers kans gegee het om 'n rukkie hieroor na te dink. Net dat hy insap in jou lyf in en jy 'n bietjie oor wonder voordat ek daaroor praat. Maar kom ons lees die hele gedeelte uit Haggai saam en dan sal ek verduidelik hoe dit werk. Haggai 1 vers 1 tot 15 in die 1983 vertaling van die Bybel. Die woord van die Here het die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, seun van Shealtiel en goewerneur van Juda, en tot die hoofpriester Yeshua, seun van Josadak. Dit was op die eerste dag
van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. So sê die Here die Almagtige, hierdie volk sê, dit is nie nou tyd om die tempel te herbou nie. Toe die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom, dis nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in puin lê. Daarom, so sê die Here Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie sit. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal uit in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry. En wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom, vra die Here die Almagtige? Omdat my huis in puin lê. Terwyl elkeen van julle hart besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs terughou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens hom besig hou. Dit sê die Babel seun van Sealtiel en die hoofpriester Yeshua en seun van Josada en almal wat die volk oorgebly het ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het. Maar die profeet Haggai in opdrag van die Here hulle God gesê het, die volk was vervul met ontzag vir die Here. Haggai die boodskapper van die Here het in opdrag van die Here vir die volk gesê, ek is by julle, sê die Here. Die Here het toe vir sê die Babel, seun van Sealtiel, en gouverneur van Juda en vir die hoofpriester Yeshua, seun van Josadak en vir almal wat van die volk oorgebly aangevuur en hulle die werk aan die huis van hulle God, die Here die Almagtige aangepak. En daarmee begin die 24ste van die 6de maand. Hier het dit gegaan oor die letterlike tempel, die gebou. Terwyl ons weet in die Nuwe Testament sal die selfde teks gaan oor die gemeenskap van gelowiges, oor die gemeente, oor die kerk. Julle bou gemaklik sou dit kon vertaal aan julle eie lewe, maar julle laat God se dinge in puin lê. As ons vandag rondom ons kyk, sal ons opmerk hier aan die kruise dat die liturgiese kleur nou verander het van bloedrooi na groen. Ons bevind ons in die kerklike kalender in die seisoen van die koninkrykstyd. Hierdie groen dra teologiese, simboliese betekenis. Want groen is die kleur van lewe. Dis die kleur van groei, van vrugbaarheid, van volhoubaarheid. Dink net daaraan. Ons het die groot feeste van die kerklike jaar nou agter die rug. Ons het die koms van Jesus Christus gevier, met Advent, Kersfees. Ons het in die Pasen sy kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart en ook die kragtige uitstorting van die Heilige Gees gevier. En nou, na al hierdie feeste, skuif die fokus na ons toe, doelbewus. En die vraag is dat ons al hierdie feeste se inhoud nou prakties moontlik moet maak in ons alledaagse lewe, in ons kerkwees, in ons gelowiges. Die groentyd is die tyd waar ons fokus verskuif na die groei van die kerk en die geloofsgemeenskap.
Die aktiewe en nie die passiewe nie, die aktiewe uitleef van die geloofsgemeenskap. Die sigbare koningskap van Christus in ons alledaagse lewe. In hierdie tyd word daar in my en jou 'n vraag gevra. Hoe lyk ons lewe nou dat ons Jesus se geboorte vir ons verstaan? Hoe lyk ons lewe nou dat ons Jesus se kruisiging, sy dood, sy opstanding verstaan? Hoe lyk ons lewe nou dat ons verstaan dat sy Gees oor ons uitgestort is? Hoe groei ons in geloof in die alledaagse lewe? By die werk, by die huis, by die skool, in die eise van ons daaglikse routine waar ons werk. Die teks wat ons vanmôre konfronteer, ek wil amper sê, die teks wat ons vanmôre ontwrig, dit het my ontwrig. Neem ons eeuwe terug na baie spesifieke historiese oomblik in die geskiedenis van die volk van God. Ons gaan terug tot 520 jaar voordat Christus gebore is. Ongeveer 70 jaar voor hierdie Haggai 1 vers 1 vertelling, ongeveer 70 jaar voor dit, het die Babiloniërs gekom en Jerusalem verwoes. Hulle het nie net Jerusalem verwoes nie, hulle het ook die tempel wat die simbool was van die teenwoordigheid van God in die volk Israel se lewe verwoes, dit afgebreek en dit selfs aan die brand gesteek. Al die skatte wat in die tempel was gesteel en vir hulle gebruik gevat. Tempel van Salomo, die trotse, sigbare simbool van God se teenwoordigheid in hulle lewe, is tot die grond toe afgebreek. En die volk is in ballingskap, weggevoer na Persië. Die Persiese ryk het oorgeneem. En dan Babylonië, toe neem die Persiese ryk by Babylonië oor. En koning Kores, hy voel 'n bietjie anders. Hulle praat met hom en hy begin voel hierdie klop Jode moet terug na hulle eie land. En hy vaardig 'n edikt uit, met ander woorde 'n dekreet, 'n wet. Die Jode mag terugkeer na hulle vaderland toe, maar as hulle terugkeer, moet hulle die tempel van die Here weer gaan oprig. Nou, hulle mag teruggaan. Hulle mag weer hulle vryheid kry, maar hulle moet die tempel van die Here weer gaan oprig. En onder leiding van Serubabel, die gouverneur, en Josua, die hoofpriester, keer 'n eerste groep ballinge vol entoesiasme terug. Julle kan dit nou ons vir jouself indink, 70 jaar van bly in die vreemde, in 'n vreemde land, vreemde godsdienste, vreemde kos, vreemde omstandighede as bywoners, en nou terug na ons eie beloofde land. Nou, ons kan dink dat hulle opgewonde was. Toe hulle daar aankom in Jerusalem, lees ons dat hulle baie vinnig die fondament vir die nuwe tempel gelê het. Hulle gaan hierdie tempel herbou. Die entoesiasme was groot, die opgewondenheid was groot. Maar toe tref die harde werklikheid van die lewe. Die plaaslike bevolking is vyandig gesind teenoor hulle. Daar is 'n knellende droogte. Die ekonomie is swak. Die oes op die land is minder. Die aanvanklike geesdrif wat hulle gehad het om die tempel van die Here op te bou, word deur die druk van die inflasie, die politieke weerstand en die harde stryd om te oorleef stap. Die entoesiasme verdwyn, want hulle fokus is op die realiteit van die uitdagings van die tyd. Die gevolg? Die bouwerk aan die tempel kom vir amper 18 jaar tot 'n stilstand. Die fondamente lê daar, maar is toegegroei met bossies, onkruid. Dit lyk soos 'n verlate bouperseel en dit herinner aan eendag lank gelede toe dinge beter gegaan het. Dit is in hierdie moederlose konteks waar die profeet Haggai op die toneel verskyn wat God hom roep
om met die volk te gaan praat. Ag, hy bring nie sy eie opinie, hy bring die woord van God. Kom ons kyk van nader by wat hier gebeur het. In vers 2, ontbloot die Here die innerlike selfsugtige ingesteldheid van die volk, daai me, myself en I, ek en ekster, wat ook in ons tyd so op die voorgrond is. Die mense sê, die tyd het nog nie gekom nie, die tyd dat die huis van die Here herbou moet word nie. Let op hoe vroom maak hulle verskonings. Hulle sê nie, hulle gaan nie die tempel herbou nie. Hulle sê net nou nie. Die tyd het nie gekom nie. Hulle sis hulle gewete deur om te sê, die tyd is nie reg nie. Hulle vind ekonomiese en politieke verskonings om nie God se werk te doen. Hulle redeneer waarskynlik dat hulle eers finansiëel heeltemal selfversorgend moet wees, voordat hulle aan die huis van die Here kan dink en kan werk. En dan kom die Here se retoriese vraag in vers 4. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl hierdie huis van my en pyn lê? As ons dit in oorspronklike Hebreëus lees, is daar voor die huise 'n byvoeglike naamwoord wat die huise beskryf, betimmerde huise. Dit verwys na huise wat met duur, eksklusiewe houtpanele uitgevoer is. Dit was 'n luks wat destyds net vir paleise en vir tempels gereserveer was. Dit gaan nie daaroor dat die mense in die huise het nie. Dit gaan daaroor dat hulle eie lewensomstandighede tot op 'n vlak van luksheid verhef het, terwyl hulle die plek en die teenwoordigheid van God heeltemal verwaarloos in hulle lewe. Hulle prioriteite was dus verkeerd. Hulle het hulle eie koninkrykies gebou ten spyte van die koninkryk van God. En in vers 5 tot vers 11 sê die Here vir hulle, neem julle omstandighede ter harte. Die Here wys vir hulle die tragiese ironie van hulle eie ek-lewe. Hy sê die ironie is, as jy eie ek-lewe het, gaan jy saai, maar min oes. Jy gaan eet, maar nie versadig word nie. Jy gaan drink en in die oorspronklike taal staan daar nie, en nie dors word nie, daar staan, jy gaan drink, maar nie vrolik word. Jy trek klere aan, maar word nie warm nie. En die loontrekker, hy kry nog geld, maar hy sit in sy beursie, dis asof die beursie stukkend is, want die geld verdwyn het. Hy kry geld wat, as ek sien het ek weer niks. Die ironiese gevolg om myself eers te stel en nie God se saak. God sê in vers 9, die tempel was die sigbare teken dat God in die absolute sentrum van die alledaagse samelewing moet staan. In die middelpunt, onthou jy het ons hy magnete gepak het ons God in die middelpunt van alles gesit. Ons sê dit maklik, maar hierdie teks vra vir ons, sê vir ons, is maklik om te sê, ek sit God in die middelpunt van my lewe, maar hoe lyk jou lewe? Is God in die middelpunt van jou lewe? Ons bely dat ons in God glo, maar ons eie belang en ons eie gerief kom altyd eers. Ek sal kyk of ek tyd het doen. Maar genadiglik eindig die teks nie daar. In vers 12 tot 15 sien ons 'n merkwaardige omkeer van die volk se gesind. Die leiers en die volk luister na die stem van God. Hulle word met ontzag vir God vervul. En die Here reageer onmiddellik met die mooiste troostwoord. Hoor wat sê die Here vir hulle, wat God weer eerste stel. Ek is by julle.
Nee, dis nie meer alleen. Dis by jou. Oomblik toe hulle harte verander en hulle prioriteite regskuif, is hy daar. Die Here herleef hulle gees en hulle begin daarop weer bou. Wat beteken die teks vir ons vandag? Ons leef nie meer in die tyd van die tempel nie. En dit gaan nie oor hierdie kerkgebou as sulks nie. In die Nuwe Testament leer ons dat die kerk die geloofsgemeenskap is, die liggaam van Christus. Ek en jy is die kerk. En wanneer ons as geloofsgemeenskap saam is, vorm ons die koninkryk van God. Ons geloofsuitleef, ons geloofsgemeenskap, wat sigbaar word in ons kerk wees, is die tempel van vandag. Hierdie vraag is jou persoonlike goed belangriker as die dinge van die Here? Kom egter op dit neer. Dis nie die regte tyd vir my nie, droom nie. Ek is te besig, droom nie. Die ekonomie is te sleg. Ek is te jong, ek is te oud, ek het al genoeg gewerk, ek emeriteer nou vir God, ek tree nou af by God se dinge. Ek sal betrokke raak, as dinge by die huis en die werk net is 'n bietjie rustiger. Koninkrykstyd. Herinner ons daaraan dat die groen van groei slegs kan plaasvind as ons wortels in die goeie grond in Christus is. As Christus waarlik die koning van my lewe is, beteken dit hy reageer, of beteken dit hy regeer oor ons dagboeke, hy regeer oor ons verhoudings, hy regeer oor ons gawes, ja, en die ding wat ons nie wil hoor nie, en dominee so in die sop is, want ons praat ons altyd net oor geld, hy regeer oor ons eerste, as hy eerste is. Ons kan nie geestelik groei, as ons die gemeenskap van gelowiges en ons roeping in die wêreld laat verwaarloos nie. As ons haastig hardloop na die dinge wat ek graag eerste wil doen en voor belangrik is. Net soos in nagelaatse tyd. Vind ons dat hoe harder ons werk vir onsself sonder God, hoe minder bevrediging is daar. Die loon val deur 'n stikkende beurs. Want materiële dinge sonder geestelike diepte laat die mens innerlik leeg, honger en rusteloos. Maak dit prakties met 'n storie. Kom ons noem die storie van die man. Ek is so bang as ons 'n naam noem, iewers dat ek iemand wegpik op iemand in die gemeente. So ek gaan nou vat, ons noem dit Hannes se storie. Dan pik ek nou maar op myself. Hannes is 'n hardwerkende, professionele man en hy is ook op die lidmaatregister van 'n gemeente ingeskryf. Hy het groot geword met die idee dat sukses gemeet word aan hoeveel ek besit en hoe belangrike posisie ek in die lewe bereik. Hy het jare lank onvermoeid gewerk, dikwels 7 dae 'n week. Hy het uiteindelik vir sy gesin 'n pragtige, luukse leefstyl gebou. Maar in hierdie proses was Hannes altyd te besig vir die dinge van die Here. Wanneer die gemeente gevra het vir vrywilligers vir projekte, of wanneer daar iets gedoen moet word in die gemeenskap van gelowiges, het Hannes altyd geantwoord, die tyd is net nie nou vir my reg. My projekte by die werk eis my heeltemal op. Ek sal weer betrokke raak sodra dinge rustiger is, sal ek my deel doen. En Hannes het gesê, weet jy wat,
Sondag is nou my enigste afdag wat ek het. Ek kan nie op hierdie dag nog kerk toe gaan, want dit is my enigste aftyd uit my uitmergelende week. En anders het ek ons sommer gaan rus op 'n Sondag op die golfbaan. Hy het wel getrou sy maandelikse offergawe met 'n aftrekorde laat afgaan, maar sy hart en sy passie was nie daarby. Hy was besig om vir homself en sy eie mense te bou, terwyl sy geloofsgemeenskap, die huis van die Here, in pyn gelê. Gelukkig is daar 'n verandering op 'n troostwoord. Ek is by julle, spreek die Here. En daarom wil ek vanmôre afsluit toe ek hieroor nagedink het. Net met so 3 praktiese goed wat ek kan doen om die Here eerste in my lewe te plaas. Begin elke dag deur God se teenwoordigheid en wil eerste te soek. Maak elke dag aan die begin van die dag iewers 'n stil oomblik, want as jy net gaan opvlieg wanneer die wekker sê en jy gaan begin hardloop vir die dag, gaan jy vergeet van die Here van die dag. Soek iewers in die dag vir jou tyd om Bybel te lees. Dalk voor die gejaag van die dag na jou eie belange en sorge. Ek kan baie later wakker bly om na 'n rugbywedstryd in die VRK se eindstryd te kyk, maar nie om Bybel te lees. Ek kan baie vroeër opstaan om na 'n sokkerwedstryd van die Wêreldbeker te kyk, maar nie om tyd te maak om uit die woord van die Here te lees en stil te word. Die tweede ding is, kweek weekliks 'n kritiese oog tot jou program. As daar in jou hele week geen tyd ingeruim is vir doelbewuste verhoudingsbou, diensbaarheid en die geloofsgemeenskap van God nie, verander jou prioriteite. Evalueer jou uitgawes gereeld. Dit gaan oor weer besin. Heilig die alledaagse werk. Heilig beteken, maak jou alledaagse werk vir God. Bou vir God, verkoop iets vir God. Sien jou daaglikse beroep, jou skoolwerk, jou pligte by die huis as primêre steierwerk waarbinne jy tot eer van God leef. Dan doen ons werk met integriteit, met vriendelikheid en met uitnemendheid. Die belangrikste is, belê jou kosbaarste kapitaal. Belê jou kosbaarste kapitaal, jou tyd en jou aandag en mense eerder as in dinge. Werk daarom gedurig in jou huwelik. Gesels diep geestelike gesprekke met jou kinders. Ondersteun jou kollegas by die werk en jou maats by die skool. En reik uit na die eensame mense van hierdie samelewing. Laat ons omstandighede diep ter harte neem. Laat ons die Heilige Gees toelaat om ons bloed groen te maak, nie net vir die springbokke nie, maar groen vir die groei van die koninkryk van God. En hoor dan die ewige belofte van God. Ek is by julle. Amen.
ons waar ons ook mag gaan. Mag sy Gees ons lei, heilig en beveilig. Amen. Baie dankie broers